Die Solidariteitbeweging het hom onttrek aan 'n vergadering môre waar die ANC en verteenwoordigers van die grootste Afrikaanse taal- en kultuurorganisasies om dieselfde tafel gaan sit. Die beweging, wat insluit die vakbond Solidariteit, AfriForum, Helpende Hand, die FHK, sê hy wil nie deelneem aan 'n proses om steun vir die ANC onder wit en bruin Afrikaans sprekendes te probeer werf nie. Akademici reken die aanname is verkeerd. Hulle glo dit kan 'n positiewe gesprek wees waar die regerende party die menings van minderheidsgroepe inwin om van sy foute te probeer regstel. Van die ANC se groot ringkoppe gaan glo daar wees. Dit sluit in tesourier-generaal Matthew Sposa, sekretaris-generaal Gwedi Mantashe en die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersen. Jackson Thembu, die ANC se woordvoerder, het aan Enies bevestig die vergadering vind môre plaas, waarskynlik hier by Letoile huis. Hy wil egter nie meer besonderhede bekend maak nie en het gesê as die party verder daaroor wil kommunikeer, sal die ANC 'n verklaring uitstuur of 'n perskonferensie hou na afloop van die gesprek. Dit is 'n ou ding by die ANC, selfs onder meneer Mandela het hy dikwels gesê dit is vir hom snaaks dat die Afrikaners min vir die ANC steun. Jy weet hoe gaan dit in bureaukrasie, soos die ANC se hoofbestuur stadiums iemand weet jy is nie weer tyd dat ons die boere praat nie, miskien is dit hoe dit gebeur het. Venter sê die party praat al sedert Januarie met hom en ander akademici. Ons het hulle 'n klomp probleme uitgewys. Onder andere die hoë vlakke van korrupsie, die hoë vlakke van kriminaliteit, die hoë vlakke van onbekwaamheid veral in plaaslik bestuur. Die Solidariteitbeweging is een van die groepe wat genooi is, maar het saam met die FHK besluit om te onttrek. In die verlede was daar al gesprekke waarin ons deelgeneem het, maar die probleem is dat die meeste van daai gesprekke het later aangeblyk bloot openbare betrekkinge vergaderings te wees wat die ANC gehou het. En ons is nie bereid om hulle te help om propaganda te maak nie. 'n Politieke ontleder stem nie hiermee saam nie. Ons, die akademici, sou waarskynlik nie betrokke gewees het daarbey as dit 'n poging was om kiesers te werf nie. Dit gaan inderdaad oor die beginsel van vervreemding. En dit is nie die aanloop van 'n verkiesing dat die ANC probeer om bepaalde groeperinge te beïnvloed om hulle te stem nie. Dit is werklik 'n poging om kommunikasie te vestig. Ek dink dit is 'n proaktiewe proses. Kroukamp sê die ANC-lede wat dit gaan bywoon, sowel as die genooide groepe, wys die regerende party beskou die gesprek in 'n ernstige lig. Daniela de Plooy, Enies, Johannesburg.